Ons eer die Here, hy is getrou. Ek praat vanmôre met jou oor my autoriteit in Christus. En ek wil die klem laat val op Christus. Sê dit saam met my autoriteit. Sê dit weer, my autoriteit. Ek praat nie van iemand anders autoriteit, dit is nou jou autoriteit. Sê, my autoriteit. Jy gaan die openbaring hoor vanmôre, want party Christene verstaan nie dat hulle autoriteit het. En die duiwel mors met hulle. En kan ek nederig sê vanmôre, vir my as 'n gesalfde van die Here, dit bring die heilige toorn van God op my. As ek sien hoe daar met mooi kinders van die Here gemors word, omdat hulle onkundig is. My autoriteit in Christus. Die klem moet val op Christus. Ek wil dadelik vir die kerk sê, sonder Christus het jy geen autoriteit. Sê dit weer, my autoriteit in Christus. Ek wil hê jy moet verstaan vanmôre dat die duiwel nog nie finaal gebind is nie. Dis hoekom ons die term gebruik, die duiwel is los. En glo my nou, die duiwel is los in party huise. Glo my as ek vanmôre vir jou sê, die duiwel is los in party huwelike. Glo my as ek vanmôre vir jou sê, die duiwel is los by party werksplekke of in families. Die dag sal kom wanneer die duiwel ook finaal gebind gaan. Maar hy is reeds verslaan deur die bloed van Jesus Christus. Maar hy werk oor tyd. Daar's een ding van die duiwel wat ons kan sê, hy is nie lui nie. Hy werk oor tyd, want hy weet sy tyd is min, en hy probeer alles in sy vermoë om jou van hierdie hemelse pad, die pad van die Here, af te kry. Hy wil nie alleen hel toe gaan nie, en daarom sal hy alles in sy vermoë doen om soveel as moontlik mense hel toe te vat. Ek vertrou die Here dat hierdie woord mense gaan vrymaak, maar dat hierdie besonderse woord mense gaan toerus om te begin optree in jou eie huis, jou eie huwelik, jou eie persoonlike lewe, jou besigheid, daar waar jy werk, as Christen. Wat beteken Christen? Soos Christus. Dat jy sal verstaan, jy het autoriteit en jy kan met die werke van die duiwel deel in die naam van Jesus. As die vyand jou onkundig hou, gaan jy een groot probleem hê. Let op, die Bybel sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Hy voel so sterk daaroor dat hy sê, omdat jy die kennis verwerp het, sê God, sal ek jou verwerp. In hierdie huis is daar nie 'n gebrek aan woordbediening en aan kennis nie. Jy gaan net die openbaring vir jouself moet begin vat, en jy gaan moet begin stand inneem in die naam bo alle name. Jy hoef nie 'n profeet te wees vanmôre om te weet dat hier talle mense is in 'n vol kerk soos hierdie, wat ly onder een of ander demoniese aanval. Ons is nie gevrywaar, luister mooi, van demoniese aanvalle. Die ou storie wat ek gebruik, wat ek dink baie relevant is, jy kan nie keer dat 'n voël oor jou kop vlieg nie, en jy kan ook nie keer dat hy sy ding doen nie, maar jy kan keer dat hy nie nes maak in jou hare nie. Luister, jy kan nie keer dat die vyand jou aanval by tye nie. Niemand van ons is gevrywaar van siekte of van een of ander probleme nie. Maar jy kan in die naam van Jesus stand inneem en jou autoriteit kom nou beginne beoefen en die werke van die duiwel bind en verbreek in jou lewe. En as die Christen dit net kan verstaan en kan besef, ek en jy is nie sommer, hoe sê die Afrikaner, 'n hier jy nie. Nee, ons is kinders van God. Lig jou regterhand. Sê ek is 'n kind van die lewende God. Amen.
In ander woorde, as die duiwel so dom wil wees om met jou te mors, dan moet hy weet, hy gaan 'n groot bloedneus kry. Miskien voel jy vanmôre, jy het nou al 'n ronde of 2 verloor. Hoeveel van julle kan eerlik wees, jy het nou al regtig, jy's besig met 'n geveg, man. Die feit dat jy nou plat geslaan 'n paar rondes. Kom, daar's soveel. Maar ek het vanmôre vir jou goeie nuus, jy staan op in die naam van die Here. Halleluja, ek voel om te preek vir iemand, jy's meer as 'n oorwinnaar, deur Jesus wat vir jou lief is, en wat vir jou die prys betaal het. En ons wil vir die duiwel vanmôre sê, miskien het hy 'n paar ouens van ons, Christene, platgeslaan, maar hulle het gou weer opgestaan. En die waarheid is, die duiwel het nie die geveg gewen nie, Jesus het klaar die geveg gewen. Ek het gelees wat sê die Bybel op die einde, prys die Here. Jesus het klaar oorwin, en nou noem die Bybel ons meer as oorwinnaars. Handelinge 3 asseblief, as jy Bybel gebring het. En ek wil vir jou wys wat die Here in besonder in die lewe van Petrus gedoen het, wanneer dit kom by autoriteit. Handelinge 3 vanaf vers 1. En ek gaan vir ons voorlees, en Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan, op die uur van die gebed, hulle het op bidure gehad, prys die Here. Die 9de uur, en daar is 'n sekere man aangedra, wat van sy geboorte af krepeel was. En hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort, wat die skone genoem word, om 'n almoes te vra van die wat in die tempel ingaan. En toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wou binnegaan, het hy hom om 'n almoes gevra. Petrus saam met Johannes het hom stip aangekyk en gesê, kyk na ons. Maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie. Dit was nou die verwagting van hierdie bedelaar. Hy het verwag om geld te kry. Dit is 'n mooi preek vir 'n ander dag. Wat verwag jy? Hy het 'n verkeerde verwagting. Die goeie nuus is, God is genadig. Petrus sê vir hom, dis nie geld nie. Silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. Kyk daar, dit wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus, die Nasarener, staan op en loop. En toe gryp hom aan sy regterhand en rig hom op, en onmiddellik het sy voete in engel sterk geword, en het opgespring en gestaan en rondgeloop en saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy rondloop en spring en God prys. Kyk gou daar, hoe lyk iemand wat bly is wanneer die Here vir hom iets doen? Wat het hy gedoen? Rondloop en spring en God prys. En nee, ek moet jou maar vra, kom, wys gou vir ons, begin daai kant. Wanneer die Here vir iemand doen, ek wil net met 'n paar Pinksterouens praat, want van hulle weet nie om bly te lyk. Kyk gou hierso. Geen pressure op jou nie. Hy voel nou 'n bietjie druk. Kyk gou hierso. Hy sê, hy het rondgeloop en gespring en God geprys. Ons kyk gou lyk dit ding. Wel, hy die joy, hy begin bewustig. Amen. Sê vir hom langs aan jou, die Here gee jou vreugde. Kom, sê vir iemand, jou blydskap in die Here is jou beskutting. Ekskuus, maar ek kom partykeer in kerk en dan moet die Here my eers help om deur te breek. Maar daar amper soos 'n doodsheid is. It's like in Engels sê ons oppression. Die Heilige Gees gee vreugde. Wanneer die Here vir jou iets doen, gaan jy ook spring. Partykeer, jy weet, vat dit tyd om iemand aan die spring te kry. Maar as die Here vir jou iets doen, gaan jy ook begin spring. Kom ons lees verder. Vers 16. Deur die geloof in sy naam, dis Jesus. Kyk daar. Kyk wat sê die apostel, het sy naam. Kyk daar. Hier is iets baie mooi.
het sy naam. Wie se naam? Sê dit hard, Jesus. Ek lees weer van julle dit klaar gemis, kyk hier. En deur die geloof, almal is nou verbaas en Petrus sê, hoekom is julle verbaas en verstom? Kom verduidelik julle wat het gebeur. Kyk daar. En deur die geloof in sy naam, maar hier moet jy dit nou kry. Het sy naam. Sê bietjie daai naam, kom nou. Elke keer wanneer jy sê Jesus, dan moet jy weet, sidder die duiwel. Dis die storie van Lion King. Elke keer wanneer hy demone, of wat was hulle, hyenas? Alright, symbolies van demone. As hy een hulle terg en hy sê, Mufasa, dan maak hulle al, dis presies so, as jy sê Jesus, dan sidder die demone en duiwel. Hierdie het my so getref tot voorberei, het sy naam. Hierdie man wat julle sien en ken, sterk gemaak. En die geloof wat deur hom is, het hom hierdie volkome gesondheid gegee in die teenwoordigheid van julle almal. Die Here praat met my hier, ek wil met jou baie besonderse ding deel. Petrus, voordat hy gedoop was met die Heilige Gees, was baie impulsief geweest. Soveel so dat hy die Here Jesus verraai het 3 keer een aand. Nou moet jy net die prentjie saam met my kry. Hierdie was nie 'n vreemdeling nie, hy het 3,5 jaar saam met die Here Jesus gewandel, saam met hom geëet elke dag. Hy het gesien hoe wek Jesus die dooies op en hoe maak hy die blindes se oë oop. En hoe doen hy wonderwerke en hoe vermeerder hy die broodjies. En in 'n oomblik van swakheid, want ons almal as vlees en bloed is swak. Dis hoekom Jesus gesê het, waak en bid, want die vlees is swak, maar die gees is gewillig. En hy sê vir Petrus, jy gaan my in hierdie nag 3 maal verloor, want hulle gaan my kom arresteer. En so waar in 1 nag verloon hy die Here Jesus 3 keer en hy maak of hy hom nie ken. Petrus het bitterlik geween. Goed, Here Jesus is toe gekruisig en hy het opgestaan. En die uitstorting van die Heilige Gees het toe plaasgevind. En die Here doen iets in Petrus se lewe, waar hy 'n impulsiewe ou was, wat die Here verloon het. En hy maak hom die leier apostel. Kyk mooi, dit mooi saam met my, hy maak hom die leier apostel. Nou hier lees ons een van die eerste wonderwerke na die dooping met die Heilige Gees. Dis Handelinge 3. Ja, jy kan sê die 3000 wat tot bekering gekom het, was die eerste groot wonderwerk, want dit was, Petrus het gepreek en 3000 mense tot bekering gekom. Goed, die eerste genesing, liggaamlike wonderwerk, is opgeteken in Handelinge 3. En hier is hulle op pad bid hiertoe, en dit tref my. Daar sien hy sy eerste genesing, wonderwerk. En hier is hierdie ou, en hy dink, hy gaan geld ontvang, hy het 'n verkeerde verwagting. Petrus sê vir hom, ons het nie nou geld by ons nie, maar wat ek het. Ek wil vir die kerk vra, liewe broer en suster, ek wil jou vra, vriende. Het jy autoriteit vanmôre? Ek het 'n groot woord vir jou. Jy het autoriteit, maar van julle het dit nog nie ontvang nie. Wat bedoel ek daarby? Jy het dit nog nie besef en gerealiseer, wie is jy eintlik in Christus nie? En solank jy dit nie besef nie, gaan die duiwel met jou voer speel. Dis amper soos, jy kry boelies by die skool. Die Here weet, so ouetjie moet sy skoene aantrek, sê ek naamlik. 'n boelie is altyd, wat se woord sal ek gebruik, macho, Eddie, voor die ander boelies. Maar kry hom net alleen. Dan is hy nou nie meer so macho. En as daai ouetjie wat geboelie word, deur sy pa of deur sy ou boet geleer word en sê, die volgende keer, wanneer hy ou weer kom jou goed steel, want weet ons hoor die vreeslikste goed in skool.
En ek wil geen tiener aanmoedig om te beklei nie, maar hoor wat jou pastoor jou nou leer. Hy boelie weer kom, bestraf jy om kliphard in Jesus nie. En as hy wil luister nie, slaan jy om kliphard op die neus. Ons kan altyd bid vir die neus na die tyd. Sien, van julle weet nie, ek deel met hierdie goede met ouers wat raad op is oor kinders wat geboelie is in skool. En niemand doen niks nie, want in die ou dae kon die ouetjie nog pak kry. Nou kan hy pak kry nie, so nou moet ons hom help. Ek het vir my seun gesê, ons beklei nie. Daar sit hy. My pa het my so geleer, jy sien, nou leer ek hom so, ons beklei nie, soek nooit 'n fight nie. Maar as jy jouself moet verdedig, en boelies hou aan, en ek voel net, ek maak iemand vry nou. Prys die Here, hy kan 'n dubbele bediening kry. Hy kan gebed ook kry. Soos daar Christene vanmôre, wat nie weet wat om te doen en die duiwel boelie. Tot jy verstaan wie jy eintlik is, gaan hy jou aanhou boelie. Net terug rewind, 'n seentjie wat geboelie word, en hy word nie geleer deur 'n pa of 'n ou boet te sê, jy staan op en nooit weer deel hulle met jou so nie. Gaan hulle hom aanhou boelie, want hy weet nie wat om te doen nie. As jy as Christen nie verstaan wie jy is in Christus nie, en jy verstaan nie dat jy autoriteit het nie, gaan die duiwel die heeltyd probeer om jou te boelie. Maar tot jy opstaan en sê, in die naam van Jesus, en jy gee hom 'n reguit een, want en die reguit is mos meer krag nie. Ek moet eintlik vir Henny vra dat hy hulle verduidelik, nee, kom ons. Henny sê, as jy reguit slaan, het jy meer krag as wat jy, okay, Henny. Ek wil nie een van ons mense moet geboelie word deur die duiwel. Ek het 'n woord van die Here vir jou. Jy kan nie keer dat die voël oor jou kop vlieg nie, maar jy kan keer dat daai voël nie langer mors in jou kop nie. Jy kan nie keer dat aanvalle na jou kant toe kom nie, maar jy kan opstaan en sê, duiwel, dis nou genoeg, ons punt jou werk. En hier iets met Petrus gebeur, van 'n impulsiewe persoon. Iemand wat die Here Jesus verloon het, na die leier apostel, kyk hoe mooi is dit, vol van die Heilige Gees. Hy preek en 3000 mense kom tot bekering by die eerste diens. En die eerste fisiese, liggaamlike wonderwerk vind plaas, die Here gebruik hom. En sê, ek het nie nou geld nie, maar wat ek het. En jy kan baie goed daarin sit, uit die salwing, uit die krag van die Here. Maar in konteks van my woord vanmôre, hy het autoriteit. En ek dink toe by myself, terwyl ek op die Here wag, dan praat die Here met my. Hy onthou die woorde van die Here Jesus. Hoor gou wat het die Here Jesus vir hulle gesê op 'n stadium in Lukas 10 asseblief. Van vers 18. Die Here praat toe met hulle, hy het so 'n meeting met sy apostels en hy sê, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Nou, dis nie 'n vloekwoord nie. As jou kind dalk vir jou vra, wat sê die pastoor in die kerk? Dis eintlik donderweer. Ek het die duiwel gesien soos 'n donderweer. Uit die hemel geval. Kom ons bly net by die woord van die Here. Die duiwel is nie meer in die hemel nie. Wag 'n bietjie, ek gaan vir jou openbaring gee. Hy tree op in party mense se lewens asof hy nog is. En hy boelie Christene. Christene wat nie weet wie is hulle in Christus nie. Christene wat nie verstaan dat hulle autoriteit het nie. Hy mors met sulke kosbare mense. En ek moet eerlik wees, dit maak my kwaad. Maar ek sondig nie. Hy wil sê, word kwaad, maar moenie sondig nie. Ons word mos kwaad vir die vyand, of vir sy werke. Sê vir my, word jy kwaad vir 'n boelie? Was jou kind al geboelie? Jy sal weer praat as jou kind geboelie word. En dan gaan jy hierdie les onthou, jy gaan hom leer en sê, dis nie wie hy is nie, ons is nie fighters nie, maar
maar jy gaan nooit weer toelaat dat iemand jou boelie nie. Miskien, ek praat in iemand se lewe, profeteer, daar by die werk boelie hulle jou, hulle slaan jou net nie, maar hulle boelie op 'n ander wyse. Ek voel om vir iemand te sê, Kibo Sat Amandaya, luister as die Here deur my praat, by die werk, dames, jy word geboelie om dit of dat te doen. Die Here sê, ek het vir jou autoriteit gegee, staan op in die naam van Jesus. Jy weier om langer geboelie te word. Die Here praat nou in hierdie plek. Ek en jy is nie prooie van ons omstandighede. Ons is kinders van die lewende God. En die duiwel durf nie ons boelie nie. Hy durf nie met die kind van die Here mors nie. Die Here Jesus sê, ek het die Satan, die duiwel, soos 'n bliksem by die hemel sien val. Hy leer nou sy manne. Hy sê, kyk, ek gee aan julle die mag, kyk, om op slange en skerpioene te trap, dis simbolies van demone, en oor al die krag van die vyand. Wag, van julle dit gemis. Hoeveel krag en autoriteit het jy as Christen? Hallo? Maar van julle glo dit nie. Want die duiwel boelie jou. Nooit weer gaan jy toelaat dat hy jou boelie nie. En weet jy wat gebeur? Hy werk baie keer deur mense wat jou boelie. Ek herhaal, ek soek nou nie 'n paar fights asseblief. Ons veg nie, ons doen dinge volgens die Bybel en volgens die leiding van die Heilige Gees, maar ek sê, as jy moet verdedig en jy moet stand inneem, dan doen jy dit in liefde en jy doen dit goed. Die Here sê, ek het vir julle mag gegee oor al die krag van die vyand. En dit tref my. Kom laat ek die woord vir jou oopmaak. Nie gedeeltelik nie. Hy sê, al die krag, dit beteken, die vyand is onder ons voete. Al die krag, sê dit saam met, al die krag. Met ander woorde, die vyand het krag, is ek reg? Nee, jy kan nie vir my sê, vyand het nie krag. Die vyand is steeds 'n magtige vyand. Hy moet nie ligsinnig praat oor hom nie, hy's 'n gevalle engel, bonatuurlike wese, maar die Here Jesus sê, hy's uit die hemel uitgegooi, soos 'n donderweerstraal. Aan die ander woord, dit was 'n harde gooi. Het jy al gesien as iemand 'n harde judo gooi? Hierdie een was net baie lank. En hy kopseer tot vandag. En hy wil graag vir jou kopseer gee. Hy is die grootste boelie wat daar is. Geniet hierdie woord van die Here. Hy is die grootste rebel wat daar is. Waar dink jy kom boeliery vandaan? Waar dink jy kom rebellie vandaan? Waar kom hierdie goed vandaan dat mense lelik werk met ander? Dis alles demonies. Die Here wil ons almal oprig vanmôre as seuns en dogters van God en sê, ek het vir jou mag gegee. Ek het vir jou autoriteit gegee. Jy gaan nie langer toelaat dat die duiwel met jou mors nie. As jy sien daar word gemors in jou kind se lewe, as jy 'n goeie pa en ma's, gaan jou kind leer, jy gaan hom toerus. Dit kon eenmaal dalk met my kind gebeur het, nie weer nie. Nie weer nie. Want ek sal hom leer en toerus en sê, jy's 'n kampioen, jy's 'n seun van God. Die Here sê, ek het vir julle hierdie krag en autoriteit gegee oor al die krag van die vyand. Lees, en niks sal julle ooit skade doen nie. En weet jy wat, die duiwel weet dit. Maar ek moet nou eerlik wees, alle Christene weet dit nie. Is jy almal met my? Want as die kerk waarlik gaan opstaan in autoriteit, gaan ons nooit weer geboelie toelaat. Hy kan jy dalk 'n harde hou slaan, die vyand, maar jy gaan opstaan met die hulp en genade van die Here. Die Bybel sê die regverdige staan op 7 maal. 7 is die volmaakte getal. Ons van julle het al 'n paar harde houe gehad in die lewe. Maar jy gaan nie die geveg verloor nie. Luister, alhoewel ons steeds in hierdie geveg en stryd het, het ons dit klaar oor. Want Jesus het klaar die geveg oor.
Prys die Here, jy's 'n kampioen man. Loof die Here. Goed, so Petrus onthou toe hierdie woorde, dit kom net by my op. Hier sien hy hierdie persoon wat lam is van geboorte. Dis die eerste fisiese wonderwerk wat opgeteken is in die Nuwe Kerk, die Nuwe Testament. Na die uitstorting van die Heilige Gees. Hy sê ek het nie geld nie, maar wat ek het autoriteit. Staan op in Jesus. Let op, Petrus het nie vir die man gebid nie. En nou wil ek vir jou openbaring gee, en as jy wat godsdienstig is, gaan nie die ding maklik begryp nie. Nêrens lees ek dat die Here Jesus vir sy apostels gesê het, gaan bid vir die siekes nie. Want die Heilige Gees wat in ons woon, die krag van die Here wat in ons is, die autoriteit wat in ons is, ons doen dit tog nie in ons eie krag nie, ons doen dit in die naam bo alle name. Let op, Jesus het hulle uitgestuur en gesê, gaan maak die siekes gesond. En nou kry ons wat sê, maar jy kan tog nie ons gesond maak nie. Luister, hy is die geneesheer, maar dis in sy naam en deur die krag van die Heilige Gees dat ons siekes gesond maak. Wat die Here Jesus gedoen het, hy het vir ons gedelegeerde mag gegee. Dis so goed, ek stel een van my pastoor of seuns aan en ek sê, jy moet in my naam gaan, daai besigheid gaan voltrek, of hierdie projek gaan doen, en hier's veel kredietkaart, gebruik wat jy nodig het, jy kan my naam gebruik om 'n deur oop te maak, om die besigheid te doen. Soos daar baie van julle, jy het mense onder jou, jy gee vir hulle gedelegeerde mag, presies dieselfde. Die Here Jesus het vir ons gedelegeerde mag gegee. Let op, die Bybel sê, hy sê, aan my is gegee alle mag. Dis Jesus. Kyk daar. Aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Wat sê die Bybel? Elke knie sal buig, kom help my kerk. Elke tong sal bely en erken dat Jesus Christus die Here is. Hy is die koning van die konings. Alle mag en autoriteit behoort aan hom. Maar weet jy wat doen hy? Hy gee aan sy kerk autoriteit. Hy delegeer en sê, gaan nou in my naam, ek gee vir julle die reg. Ek gee vir julle die autoriteit. Gaan in my naam, maak die siekes gesond. En Petrus onthou dit. Ek lees nie, hy bid vir die man nie. Hy mag hom gesond in een oomblik. Sy staan op. Wat ek het, gee ek vir jou. En later toe almal wil weet, wat het nou hier gebeur? Hy sê, waaroor verwonder julle? Hy sê, dis in die naam Jesus, wat hierdie man gesond geword. En ek wil hê jy moet weet, kind van die Here, jy het 'n naam wat jy kan gebruik. Dis nie jou naam nie. Maar die naam Jesus is die naam bo elke naam. En as jy weer in 'n boelie situasie is, staan jy op en jy gebruik jou autoriteit en jy sê, dis genoeg. Want jy weet dat die geveg is in die gees. Ons geveg is nie vlees en bloed nie. Jy bestraf daai gees, daai probleem, daai siekte. Luister wat ek jou leer, by die naam. En jy doen dit in die naam van Jesus. Daar is dalk onreg daar waar jy werk. Ongeregtigheid, leuns. Mense wat allerhande goede oor jou sê, kwaad praat. Jy gaan nie regkom deur om in die vlees te veg nie. Jy gaan in die gees kom en jy gaan daai goed by die naam bind en jy gaan sê, in die naam van Jesus het ek autoriteit. Ek bind en verbreek hierdie geeste en hierdie demoniese werke. Petrus, in die naam van Jesus maak hierdie ou gesond. Ja, die Here is die groot geneesheer. As jy nie die openbaring gaan verstaan nie, gaan jy nooit vloei in die krag van die Here. Ek sien dit selfs onder leiers en pastoor. Nee, maar die Here is die geneesheer. Ja, hy is. Maar hy het vir jou gedelegeerde mag gegee. Kom ek verduidelik. As jy dink aan jou huis en dank die Here vir elektrisiteit, almal dankbare harte. As jy nie het nie, of as jy as Eskom, 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 besluit om jou die krag af te sit vir so 'n paar dae. Ag Here, gee vreugde vir ons mense.
Prys die Here. Kan ek jou waarborg, nou die tweede, derde dag waardeer jy dit. Mense is vinnig om mooi goedjies te skryf. Dis romanties, is dit? Na die tweede, derde dag. Die Here help jou. Een het gesê, hoef nie ryk te wees om skoon te wees. Vat net 'n koekie seep en water. Maar die Here weet, warm water help. En as my vrou haar hare wil blaas, wil sy dit nou doen. Goed. Kom ek verduidelik jou werk. Kom ons sê nou maar Eskom is die kragbron. Vergeet nou van die negatiewe goed oor Eskom, dat ek net vir jou illustrasie kan gee. Eskom is die kragbron. Wanneer jy jou lig wil aansit, bel jy nie Eskom en sê, tring, 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 tring. Eskom, sit gou my liggie aan asseblief. Sal sê, wat? Wat doen jy? Jy sit die skakelaar aan. Wanneer jy jou stoof wil gebruik vir daai lekker stew, bel jy nie Eskom die kragbron. Luister. Hy sê, ag hoor, so sit gou my stoof aan nie. En dan sê mevrou, is alles pluis? Sê mal. Sit die stoof self aan. Die Here Jesus is die groot kragbron. Luister na my openbaringskennis. Want ek is so vol van die woord van die Here. Hy sê, my is gegee alle mag. Nou gee ek vir jou mag, liewe Christen. Christen is soos ek, sê Jesus. Jy is my volgelinge. Apostels, leiers, ek gee nou vir julle gedelegeerde mag. Doen soos ek. Kom nou, praat soos ek. Bid soos ek. Maak die siekes gesond soos ek. Dryf die duiwels uit soos ek. Kom nou, dis in sy naam. Maar jy gaan die skakelaar moet aansit. As hier 'n persoon is vol demoon en ons dryf week vir week duiwels uit, maak ek nie soos volg. Ag Here, laat hierdie duiwel nou uitgaan nie. Ag Here, laat hierdie duiwel uitgaan nie. En hy sal daarvan nou, hy sal nog praat ook en sê, hou aan naam nie. Nee, ek bid nie en sê, laat die duiwel uitgaan nie. Ek dryf hom uit in Jesus naam. In sy naam. Hierdie teaching gaan jou lewe verander. Met sy krag, sy autoriteit, wat gedelegeer is op my lewe. Hy is die bron. Maar ek en jy moet die skakelaar, kom ons noem dit nou, autoriteit vanmôre, aansit. Want hy sê, ek het vir jou autoriteit gedelegeer. Jy het met ander woorde die mag, jy die autoriteit. Jy kan kies vanmôre, of jy genesing wil bring. Daarom word die kerk toegerus. Gaan en maak die siekes gesond. Nie net die pastoor nie. Gaan en dryf duiwels uit. As daar een of ander krisis is in jou lewe, ja, ons bid oor alles, maar die Here sê, ek het vir jou autoriteit gegee. Jy kan op hierdie slange en skorpioene trap. Maar die godsdienstige mentaliteit maak ons skiet. Die Here is daar ver iewers. Ag Here, as U wil, asseblief. Here sê, ek is so naby aan jou, ek is binne in jou. En nou sê, wat maak jy daar by die ceiling met jou gebede? Pastoor, my gebede slaan die ceiling elke dag. Wat maak jy by die ceiling? Kom af! Want God die Heilige Gees is nie daar by die ceiling, hy woon binne in jou, kom nou! Al wat jy moet doen sê, prys die Here, dankie dat jy binne in my is, Here, dankie dat jy met my is, my liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Ek sê vir 'n sieke, wees gesond in Jesus naam. Ek sê vir 'n demoon, gaan uit in Jesus naam. Verteenwoordig Jesus. Dis hoekom baie nooit in wonderwerke kan vloei. Hulle verstaan nie gedelegeerde mag. As ek een van my manne aanstel en sê, jy moet hierdie opdrag uitvoer, en hy kom daar waar hy moet wees, en hy verstaan nie sy autoriteit wat nou aan hom gedelegeer is, die gaan hy nooit die opdrag uitvoer nie. Want pastoor, die Here is nou nie by my. Dink gou hier aan.
Jesus sê, ek laat julle nie agter as wese nie. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. Sy salwing is op my. As dit klaar is, dan kom ek weer, kom haal ek julle. Maar julle nie as wese agterlaat nie, ek stuur vir julle die trooster, die Heilige Gees. Hy is net soos ek. Hy is goed. Hy gaan binne in julle wees, hy gaan julle lei, hy gaan julle leer, hy gaan julle help. So nou maak nie saak waarmee jy te doen het nie. Heilige Gees, help my. En in die naam van Jesus, want dis die naam. Wat sê Petrus vir die Joodse raad? Wat is julle so verbaas? Dis in die naam van Jesus. Hierdie naam het hierdie man gesond gemaak. So hoe gebruik jy autoriteit? Deurdat jy die naam van Jesus gebruik. Jy sê tog nie vir 'n demoon gaan uit in die naam van Armand nie. Ek hoop hy weet wie's Armand. Nou hier's 'n klomp Armand in ons kerk, so dis om die naam gebruik. Daar was 'n klomp 7 seuns van Skefa, sê die Bybel. En hulle hoor die apostel Paulus dryf duiwels uit. En hulle probeer dit doen. En eendag kom daar 'n ou en hy's besete. Ons weet nie hoeveel demone het hy hom gehad. En daai manne, 7 van hulle. Een persoon met 'n demoon of 2 of 5. En daai demone praat en sê, Jesus ken ons. Paulus weet ons van, maar wie is julle? Nog nooit van jou, nou moet ek miskien 'n ander naam gebruik. Hy het nog nooit van hierdie naam gehoor nie. Dis 'n mooi preek vir 'n ander dag. Ken die duiwel jou? Ken hy jou naam? Man, as jy wakker word, moet hy Haas van julle ook nou wakker. Woe! Daai kind van die Here is wakker. Woe! Skielik het die duiwel 'n vergadering. Kom al die demoon. Ja. Daai ou is wakker. Julle moet versigtig wees vandag. Hy dryf julle uit net so links en regs. Maar hierdie demoon praat sê, wie is julle? Hy weet nie eens wie is hulle nie. So lyk party Christen, hulle weet nie wie is hulle. Jy kan sê, jy is Christen, jy is op pad hemel toe, maar party funksioneer in 0 autoriteit op hierdie aarde. As jy nie verstaan dat die Here die prys betaal het, klaar, iets dan. Hy gaan dit nooit weer doen nie. Hy gaan nooit weer sterf aan 'n kruis nie. Dit was volmaak. Jy moet gedelegeerde mag verstaan. Ek het klaar die prys betaal vir elke sieke, sê Jesus. Nou gaan jy en jy maak hulle gesond in my naam. As 'n tyd vir smekinge, dit kom in by intersessie. Dis 'n hele woord vir 'n ander dag, wanneer ons met smekinge oor die Here lê oor 'n saak. Dan is daar ander tye wat ek net in sy naam optree, want ek verteenwoordig. Ek dra sy naam. Wie se naam gebruik ek? Jesus. Ek dra as ware sy kredietkaart. Al die dames sê amen. As jy jou man se kaart dra en jy moet shop en jy moet betaal, sê hulle nie, ja, maar jy lyk nie soos hy nie. Dan dra jy mos jou man se naam. En dan praat die kaart. Nou so, maak nie saak waar jy kom nie. Al die broers wat ek net gou help, ek sien nou dis ander. Moet net nie skuld maak met kredietkaarte. Hulle kom sit in my spreekkamer en huil. Gebruik die kredietkaart as jy een het net om vir 'n kontantvloei, dan betaal jy dit weer terug. Party mense maak nou so skuld en hulle het groot probleme. Geniet hierdie woord van die Here. Prys die Here. Okay, ek gaan nog so 'n bietjie aan. Petrus het verstaan wat is autoriteit, want die Here het dit vir hom gesê. Hy weet dis die naam van Jesus. Die Here kry die eer. Die Here is die geneesheer. Maar hy het in sy naam opgetree en hy het vir hom man gesê, wat ek het gee ek vir. Wat het ek? Ek het autoriteit. Want wie sit agter die lam? Wie sit agter die siekte? Die duiwel.
En ek wil profeteer vanmôre en wil sê, mag elke lam gees gesond word in die naam van Jesus Christus. Miskien voel jy daar's 'n lamheid in jou lewe. Hierdie is goed. Prys die Here. Ons sê vir daai lam gees in die naam van die Here Jesus. Die Here bring gesondheid. Kom nou in die naam van Jesus. Die Here bring herstel in jou huwelik. Daai huwelik wat lam is. Ons sê wees gesond in Jesus naam. Daai finansies wat lam is. Ons sê jou krepelgees los in Jesus naam. As jy weet wie jy is en jy verstaan wie se naam jy dra, en jy verstaan dat jy autoriteit het, want hy het klaar die prys betaal. Weet jy wat, kan ek dit vir jou mooi in Afrikaans sê? Hy hou daarvan. Luister ek jou iets leer. Jesus hou baie daarvan, wanneer sy volgelinge verstaan wie is hulle in hom. Nee, pastoor, ons kan die siekes gesond maak. Lees jou Bybel. Nêrens gaan jy vir my 'n skrif gee waar Jesus gesê het, gaan bid vir die siekes. Bid ons vir die siekes? Natuurlik. Jakobus praat daarvan. Salf die siekes en bid vir. Daar's 'n tyd vir bid, maar daar's 'n tyd wanneer jy net in autoriteit optree. En ek dink wanneer dit kom by duiweluitdrywing is dit 'n baie goeie voorbeeld. Jy bid nie en sê, Here, laat hierdie demoon. Nee, kom ek vertel jou 'n storie. Kenneth Hagin was 'n ou godsman. En eendag terwyl hy bid, hy het 'n klomp gesigte gehad van die Here Jesus, oop gesigte. Dit beteken waar die Here Jesus aan hom verskyn het, iets soos 9 keer. En eendag toe stap die Here Jesus in sy huis. En hy het hierdie wonderlike meeting met sy seun, met Kenneth Hagin. En hierdie godsman vertel die storie, jy kan dit in sy boek kry. Hy sê die volgende oomblik, toe kom daar 'n lelike gedrog, 'n demoon. En hy staan tussen hulle twee. En hy kan nie hierdie gesig verder aan sy kant sien. En hierdie godsman sê vir Jesus, Jesus sê vir hierdie ding om weg te gaan. Weet jy wat antwoord Jesus op? Ek het vir jou die autoriteit gegee. En hy sê, in die naam van Jesus, jou vuil gees, gaan uit, gaan weg. In een oomblik manifesteer hy ding en is hy uit en is hy weg. As jy jou autoriteit kan verstaan en dit gaan begin gebruik, gaan jou lewe verander. Jy gaan met siekte begin deel in die gees. Jy gaan met daai boelie gees begin deel, wat dit ook al is. Jy gaan jou autoriteit vat, dis nie jou naam nie, dis wat Petrus gesê het, julle moet net almal weet, dis in sy naam. Maar wat is Petrus? Hy's 'n verteenwoordiger van Jesus. En dis wat Jesus wil hê, sy kerk verteenwoordig hom, net waar ons kom, is ons ligdraers, is ons instrumente, is ons boodskapdraers. Kom nou, ek rus jou toe, in hierdie week wat voorlê, jy veronderstel om Jesus se naam te gebruik, om hom te verteenwoordig. My autoriteit in Christus, en ek dink die meeste Christene het hulle nog nie beoefen daarin nie. En ek wil graag sien hoe al ons mense van jonk tot oud hulle beoefen daarin. Moenie langer toelaat dat die duiwel jou boelie nie. Hy's 'n leienaar. Ek sê die duiwel is 'n leienaar. Jesus het vir jou die prys betaal. Is jy bly daaroor? Prys die Here, mag hy vir jou oorwinning gee op elke gebied in jou lewe. Mag jy gesond wees in jou liggaam. Mag jy geseënd wees in jou finansies. Staan op jou voete dat ek jou kan seën. Mag die Here jou vat van krag tot krag en van heerlikheid tot heerlikheid. Mag die Here jou besluite seën. Mag die Here jou doen en late seën. Mag jy 'n sterk Christen word wat weet jy het autoriteit in die naam van Jesus en geen demoon boelie my of jou. Nee, geen demoon nie. En as hy dit waag, gaan hy die bloed neerskryf. Die illustrasie. Wat moet jy doen? Jy moet die skakelaar aansit. Sê vir jou langs aan jou, jy moet net die switch aansit. Daar gaan die ligte aan. Kyk, daar gaan die ligte aan. Moenie Eskom bel en sê kom my stoof gebruik nie. Mevrou, wat gebruik jy? Jesus
gesê, alle mag is aan my gegee. En ek gee dit om wie ek wil. En raai wat, ek het dit vir my kerk gegee. As jy die revelation verstaan, gaan jou hele lewe verander. Jou gebedslewe gaan verander. Maar dan sekere goede wat die Here sê, net soos wat hy vir Kenneth gesê, nee, doen jy dit, ek het vir jou mag gegee. Ag Here, as U wil, ag sies tog Here, as U wil, eendag as U wil. Ek wil, en ek het vir jou gewys ek wil, 2000 jaar terug. Jy moet dit begryp, jy moet dit verstaan. Elke Christen in hierdie huis word toegerus om 'n wenner te wees. Om lig te wees, om 'n kampioen te wees. Van ons jongste kindertjies tot ons oudste ooms en tannies, ons leer jou, ons rus jou toe, jy's 'n kind van die lewende God. Sê vir jou langs jou, niemand boelie jou ooit weer nie, niemand. Het jy die woord geniet? Klap vir Jesus, gee hom al die eer, gee hom al die God. Lig jou hande op wat ek vir jou kan bid en jou kan seën, Vader, in Jesus se naam. Dankie dat ons as kinders van die Here autoriteit kan hê. Nie omdat ons goed of oulik is nie, maar omdat Jesus dit vir ons gegee het. Omdat Jesus die prys betaal het, sodat ons seuns en dogters van God kan wees. Here, ek seën ons pragtige gemeente, al ons mooi mense. Almal nou onder die geklank van my stem. En ek bid dat U elkeen sal sterk maak, Here, geestelik, psigies, liggaamlik. Dat elkeen sal verstaan wie is hy in Christus. Dankie dat ons hierdie naam kan gebruik, en net soos wat die apostel Petrus gesê het, dis sy naam, dis in sy naam, wat hierdie wonderwerk gebeur het. Help ons Here om met situasies te deel en om nie weg te hardloop van probleme, maar om dit in die oë te kyk en te sê in die naam van die Here, ons deel met probleme, ons is kinders van die Here, ons het autoriteit, ons sal op slinge en skorpioene trap, prys die Here, ons is meer as oorwinnaars. En in die naam van die Here, hulle wat nou deur moeilike situasies gaan, krisisse gaan, ek sê vir elke demoniese werking en aanval, die Here Jesus bestraf jou. Ek kom nou teen elke boeliegees. Lig jou hande net vir 'n oomblik. Elke boeliegees, maak nie saak op wat se gebied of vlak dit is nie. Ek sê jou boeliegees, ek bind jou in die naam van Jesus Christus. En ek maak die vuur van die lewende God los teen jou. Mag elke kind van die Here wat deel is van hierdie covering, die seën en guns van God geniet. Wees nou geseënd. I bless you, wees geseënd in die naam van Jesus. Mag jy uitstyg, mag jy oorwinnings behaal, mag jy guns kry in hierdie week wat voorlê. Mag die Here jou seën op alle gebiede. Jy is 'n koningskind. Kom aan, klap vir die Here. Halleluja! Prys die Here. In Jesus naam. Amen en amen en amen en amen. Hoe bid ek dat almal hierdie woord sal vat. Jy daai boelie sien. Hy demoon, wat ook al wat die situasie. Staan jy op in die naam van die Here. Want weet jy vir wie is hy eintlik bang? Vir die een wat binne in jou is. Hy is nie bang vir jou naam nie. Ag nee, hy is nie bang vir die miljoene wat jy het in die bank nie. Dit pla niks. Maar hy is bang vir die een wat binne in jou. Hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. O, my liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Prys die Here. Weet jy wat gebeur? Ek dra as ware die Here rond. God die Heilige Gees woon in my. Ek is 'n arkdraer. Ark is simbolies van die teenwoordigheid van die Here. Mag ons mense in oorwinning wees. Vanaand wys ek vir jou 'n movie. Gaan baie mense wees, dis 'n nuwe release. God's Not Dead 2.
Ons gaan 'n offergawe opneem, dit kos jou niks. Daar by die moviehuise, wat sê mense?